So ek ervaar net vanoggend, daar is soveel mense wat net graag wil hoor, maar ek is okay. Ek wil net vanoggend vir jou sê, die Here sê, jy sal okay wees. Wat se bekommernis jy ook al het, wat ook al aan jou krap en karring, ek wil vanoggend vir jou sê, dit sal okay wees. Dit sal okay wees. Okay? Daar's daarom 5 wat glimlag. Ek wil weer vir jou sê, dit sal okay wees. Okay, dit sal okay wees. So baie welkom vanoggend. En ek gaan vanoggend so bietjie in die tema van Vrouedag wil ek bietjie gesels oor hoe spesiaal julle dames is. Ek wil net seker maak elke dame het hulle pakkie gekry daar agter. As daar enige sweets is, asseblief kom sit dit hier voor neer by die altaar. Raak ontslaaf van daai suiker, sit dit hier by my neer, ek sal van dit weggooi vir jou. Okay, tussen my en pastoor Jan sal ons dit vir jou uitsorteer. Okay, maar baie dankie vir die pakkies, Pastor Gwen. So ek gaan bietjie vanoggend praat oor, my tema is, sy bou meer as net 'n huis. Nou, ek weet nie of julle weet nie, die wat dink, Pastoor Jan het hierdie kerk gebou, ek wil vanoggend vir jou die nuus breek. Pastoor Martie het. Ja, kan ons vir haar 'n hande klap gee? Hy was wel die voorman op die terrein, maar sy het gesort. Is ek reg, Pastoor Jan? Okay, die twee was 'n fenominale kombinasie, dit wat julle hier sien. So, om dit so bietjie te belyn, is daar 'n paar goedjies wat ek vanoggend vir julle wil sê van oor vrouens. En weet julle wat is die hartseer? Hoe lank, hoeveel dekades, eeue dit gevat het om net vandag bietjie erkenning aan vrouens te kan gee. En weet julle wat is die hartseer? Daar's nog steeds areas, gebiede, kulture wat niks voel vir vrou nie. Hulle word glad nie erken eers as deel van die samelewing nie. Is dit nie hartseer nie? Vrouens beklei al eeue net om erken te word. Nie om die wêreld oor te vat nie. Erken ons net. So ek wil vanoggend bietjie met jou praat oor hierdie, nie net 'n huis bou nie. Ek wil vir jou die eerste versie lees. Spreuke 31 vers 25. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Nou, baie mense dink wanneer jy 'n suksesvolle vrou sien, is dit 'n vrou wat baie geld het. Sy's daar bo hoog in haar loopbaan, sy kan nie nog verder klim nie, as sy verder klim, val sy af. Dink dit gaan oor status, as sy iewers instap, dan is dit, we bow down. Mense dink dit maak 'n vrou sterk. Mense dink 'n vrou wat baie invloed het, met ander woorde, as hy iets fluister, moet dit gebeur of jy's in die moeilikheid. Mense dink dit is wat vrouens sterk maak. Nou hier's 'n ander ding, 'n vrou hoef nie noodwendig iemand te wees met 'n groot salaris, met 'n hoë posisie, of iemand wat haarself moet die heeltyd bewys nie. Met ander woorde, sy moet 'n fight opsit om iets te bereik. Dit maak haar nie 'n sterk vrou nie. Dit maak ook nie dat die wêreld haar gaan dan ewe skielik sien as 'n sterk vrou nie. Of sy's net hardkoppig, of sy's net probeer big shot wees, want dan is sy 'n sterk vrou. Dis dalk wat die wêreld dink. Die wêreld dink hierdie big shot vrou, wat as sy die sweep klap, dan spring mense, is 'n sterk vrou. Daar's ander dinge wat 'n vrou 'n sterk vrou maak. Of 'n vrou wat 'n man kan staan teen 'n man. Sê, hier slaan ek die gitaar. Jy kan die broek dra as ek hom vir jou gee. Dit maak haar nie 'n sterk vrou nie. En sy hoef ook nie die feit dat sy 'n vrou is, te gebruik of te misbruik en sê, ja, maar ek is 'n vrou, so ek wil hierdie. Ja, maar jy moet hierdie toelaat, want ek is 'n vrou. 'n Sterk vrou doen nie dit nie. 'n Sterk vrou is iemand wat God eerste stel. Wat op haar knieë is voor God. 'n Sterk vrou is wat ander dien uit humbleness.
'n sterk vrou is iemand wat 'n huis bou. En hoe bou sy 'n huis? Sy bou 'n huis deur seker te maak dat pa nie altyd 'n aap is nie. Sy is die buffer teen 'n baie streng pa en die kinders. Sy's 'n vrou by die huis wat 'n huis bou deur te kyk dat dit netjies is. Alles loop reg. Sy's die vrou wat kyk na die kinders. Vrou wat kyk na die kinders. Sy's die vrou wat seker maak dat haar kinders ook die van 'n pa se werk, maar sy's die een wat die fynere detail bysit. 'n Vrou, 'n sterk vrou is iemand wat ander inspireer. Come on, jy kan dit doen. Hoorie, dit is well done, maar jy kan dit doen. Probeer nog so bietjie. Wil jy bietjie beter? Wat het jy nodig? 'n Sterk vrou is iemand wat getrou bly, al gaan dit moeilik. Al is haar huwelik moeilik. Al het sy moeilike kinders, al gaan dit moeilik by die werk. Al is die finansies by die huis nie lekker nie. 'n Sterk vrou bly getrou in moeilike tye. Nou 'n sterk vrou bou sy breek nie net nie. Spreuke 14:1. Wat gaan daaraan? Spreuke 14:1. Die wysheid van 'n vrou, van vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Met ander woorde wat hierdie vers sê, 'n wyse vrou sal aanhou bou, maar sodra 'n wyse vrou nie wys is nie en sy tree in sotheid op, gaan sy afbreek. Met ander woorde, wat beteken daai sotheid? Met ander woorde, 'n vrou wat die heeltyd fout vind, die heeltyd alwy wil hê. En soms het julle al gehoor, die Bybel praat van 'n druppende kraan wees. Sy nag. Maar weet jy man, partykeer moet sy bietjie nag vir ons ook om ons deel te doen. Hoeveel keer moet ek nou nog sê, die vullisdrom is vol, kan die sak net buite na die groot drom gaan? Wanneer gaan jy net regpak, dat my kar ook net mooi in die garage kan ingaan? Kyk, 'n paar manne se oë het nou weggedraai van hulle vrouens af. Kan jy net hierdie squeak uit hierdie deur, dis 'n blou botteltjie goed, wat jy sommer by, wat is die plek? Midas gaan koop. Spuit hom net, dan is daai geluid weg. Nou sê ons sy nag, klein goedjies. Nou wat beteken dit ook om te bou? Wat beteken dit dat sy bou? Sy breek nie af nie. Haar woorde spreek lewe. Weet julle, daar's party vrouens wat net dood kan, ag, daai man van my is so useless. Hierdie kind, ek kan nie meer nie. Dalk gaan hy beter doen in 'n weeshuis. Sit hom in 'n koshuis in die Kaap. Of oor see. Partykeer kan vrouens ook die dood spreek. Ek is nou moeg vir hierdie man van my. Hy sit die hele dag net op daai bank en sport kyk. Kan ons nie net hierdie DStv afsny nie? So 'n vrou wat bou spreek lewe. Wanneer 'n man of selfs vriende of 'n vriendin opkom met iets, spreek sy lewe oor hulle idees. Sy spreek geloof. Weet jy wil met hierdie nuwe ding begin. Ek glo jy gaan dit regkry. Ek ken jou. Ek weet wat het jy al bereik, man. Ek glo saam met jou. Hierdie ding gaan deurkom. Sy spreek hoop. 'n Vrou wat hoop spreek, weet julle hoe kragtig is wanneer 'n vrou hoop spreek, hoop oor 'n situasie, weet jy, dit gaan so moeilik, ek weet nie meer wat ek kan doen, sy sê, nee man, daar is hoop, God sal jou nooit verlaat nie, God sal nooit toelaat dat dinge nie uitwerk nie, en 'n vrou wat bou, is 'n vrou wat vrede wil bring in situasies, nie saamkarring nie, ja, gaan vir hom, vertel haar storie man, weet daai vrou dink sy ran alles. 'n Vrou wat bou, bring vrede. 'n Vrou wat bou, wil hê dat wanneer daar 'n fight tussen mense is, sal sy die een wees wat sê, hoor, kan ons hierdie maar uitsorteer nie. Wat gaan jou laat happy wees en wat gaan jou laat happy wees? Nou vra ek vanoggend vir die manne,
As 'n vrou dan daar is om te bou, wat help ons en wat doen ons om die vrou te help bou? Of staan ons partykeer teë en ons breek af? Hoe ondersteun ons as mans die vroue? Hoe staan ons die vroue by? Daar's nie verniet word die vrou die skoner geslag genoem. So het julle al gesien, wanneer 'n vrou bad en jy tap die badwater uit, daar's nie 'n ring nie. Die Here weet, daar's nie 'n ring in daai bad nie, maar laat ek en jy as man bad, is daar 'n ring. En toe gaan dink ek hieroor, weet julle hoekom as 'n ring? Want die vrou is uit die man se rib gemaak en die man is uit stof gemaak. Nou verstaan ek. Ons los die stofring, hulle is nie uit stof uit nie, hulle is uit ons rib uit. Hulle badrand is skoon, ons sin is vuil. Respekteer ek en jy as man God se skepping? Doen ons, respekteer ons. My volgende ene is, 'n sterk vrou ondersteun sonder om haar identiteit te verloor. En ek gaan dink nou, jy weet, hoe gaan ek hierdie nou mooi verduidelik, die identiteit van 'n vrou wees? Wat is 'n vrou wees? En ek kom op hierdie woordjie agter Ezer. Nou, sien julle daai fancy letters? Die Here weet hoe lank het ek gesukkel om daai goed daar te kry. Nou wat sê die Bybel? Die Bybel praat hier van 'n helper, maar nie in die swak verduideliking van wat is 'n helper nie. Glad nie. Nou Eva word 'n helper genoem. God sê tog dat hy gaan vir Adam 'n helper gee. Nou die Hebreëse woord vir is Ezer. Dit word Ezer genoem. En raai wat? God word self Ezer genoem met sy hulp aan die volk. Die woord Ezer, dis 'n kragtige woord, en jy as vrou word Ezer genoem, hulp, die woord Ezer. Nou die woord Ezer het niks uit te waai met minderwaardig wees, of 'n slaaf wees, of jy moet eenkant in 'n hoek sit, of is 'n arme ek moet tog net hardloop wanneer iemand iets nodig het, as my man sy vingers klap, moet ek tog net daar wees. Daai woord Ezer is 'n fenominale woord, wat helper beteken. Nou ek gaan vinnig deur dit gaan, want ek wil graag later bietjie tyd daarin spandeer. So Ezer, as jy nou gaan kyk in Genesis 2 vers 18, wat God bepaal het, wat Ezer beteken, toe hy vir Adam gesê het, maar ek gaan vir jou 'n helper skep. Ek gaan vinnig deur gaan, ons gaan weer oor gesels. So die woord Ezer is helper, ondersteuner, een wat hulp bring, groot verskil, as jy my vra wanneer ek bring, en een wat bystaan in nood, redder of bevryder in sekere konteks, en 'n kragtige bondgenoot. OK, ons gaan nou daaroor praat. Nou wil ek praat oor 'n paar vroue in die Bybel. As ons sommer begin by Rut. Nou wat se eienskappe het Rut gehad? Rut was 'n baie spesiale vrou. Ek meen baie preke, ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie preke oor hierdie spesiale vrou van Rut. Wat sy gedoen het. Die een ding van Rut was, sy het alles verlaat om saam met haar skoonma Naomi te gaan, soos in alles. Sy het alles agtergelaat. Sy het gesê, vrou, u sal ek dien. Dit het haar loyaal, sy was hardwerkend, sy was nederig, maar sy was naby aan God. En sy het nie 2 keer getwyfel om haar skoonma vir Naomi op te staan nie. En raai wat? Hierdie amazing vrou word later die ouma grootjie van koning Dawid. So God het strategies, het hy 'n buitengewone mens, 'n bonatuurlike plan voorgehad. 'n buitengewone plan. Dan die tweede ene, Ester. Nou, julle weet, Ester was 'n verskriklike mooi vrou gewees. Nou, daar's mos 'n ding, as jy mooi is, kan jy ook slim wees nie. I beg to differ. Kyk net daar. My vrou is baie mooi en baie slim. Dis slim vir my. So sy was baie mooi gewees. So die verwagting is, jy kan haar seker nie mooi en slim wees nie. Sy was baie intelligent gewees, maar sy was baie naby aan God gewees. Sy was baie naby aan God. Sy was dapper gewees. Toe sy moes opstaan vir 'n volk, het sy gesê, hier's ek gee nie om wat gebeur nie, ek gaan opstaan vir die volk. En hoor wat sê Ester 4 vers 14. Wie weet of jy nie juis vir tyd soos hierdie koningin geword het nie.
Sy is koningin geword, nie net omdat sy mooi was nie, net nie omdat sy gekies is oor hoe sy voorberei was nie. God het 'n plan gehad, want sy kon instap en die koning het 'n septer na haar uitgesteek, sonder dat sy afspraak gehad het. In daai tyd is jou kop af. Jy het nie ingestap nie. En hy het na geluister. En sy red 'n volk. God het haar strategies geplaas om 'n volk te red. Dan Deborah. Rigters 4 en 5 lees ons oor wat gebeur het. Die volk, soos gewoonlik, tipies Israel, draai weer weg van God af. Die mense. Draai weg van God af, hulle is ver van God, en die koning van Kana, Jabin, oorwin hulle kry pak sla, hulle is weer in ballingskap. En God gee vir haar die opdrag en sê vir haar, hoor hierso, jy moet nou 'n plan maak, maar ek is 'n vrou, maar sy is verskriklik strategies, sy slim, en sy gaan na Barak toe, sy sê vir hom, kry jy 10,000 man, en jy gaan inval, en jy gaan Sisera inval, en God gaan hierdie oorwinning in jou hand gee. Hy sê, wow. Dink jy verstaan mooi nie? Dis nie moontlik nie. Wie hoe sterk is er? Die woord praat van hulle het krygwaans gehad en ek weet nie hoeveel baie van wat alles nie. Ek weet nie. Hulle kom met pea shooters, ons staan met bazookas. Maar God sê vir haar, gaan na Barak toe. Sê vir hom 10,000 manne. Hy sê, okay, ek sal gaan op een voorwaarde, jy gaan saam. Nou, dink vir jouself, die oorlogveld was nie 'n plek vir vrouens gewees nie. Sy gaan toe saam. En luister hierdie vrou, sy gaan nie saam om oor te vat, om die fight te gaan fight nie, maar sy gaan en die generaals luister na haar wysheid. Wanneer sy sê, dis die tyd, nou is die tyd, en hulle luister na. En sy gaan en sy maak hierdie groot verskil. En sy was 'n regter, want mense het by haar kom vra vir raad. Sy was 'n leier, sy was 'n profeet, en meer as alles, sy was 'n vrou wat gemotiveer het. Sy staan in hierdie oorlogtyd, en sy motiveer hierdie man en sê, julle kan, want God sê, julle sal. God sê, julle gaan wen, en sy motiveer 'n weermag van net 10,000, en hulle oorwin. God gebruik een vrou, om 'n nasie te red, alweer. En dan Abigail, kan julle imagine om met 'n man getrou te wees, wat so hardkoppig is, die woord noem Nabal 'n dwaas, noem hom 'n dwaas, want hy weier om vir Israel te help, vir Dawid en sy manne te help. Hy sê, nee, ek gaan hulle help. Dawid sê, is reg, jy ken my nie, dude, ek sal vir jou heeltemal uitwis, jou en almal, jou gesin, almal sal jou uitwis. En sy gaan, Abigail gaan en sy gaan smeek by Dawid. Sy sê, en sy's baie slim, hoor hoe slim is die vrou. Sy herinner hom aan sy roeping wat God vir hom gegee het. Jou roeping is nie om hierdie mense dood te maak nie. Jou roeping is groter as dit. Jou roeping is koning te word. En sy herinner aan sy roeping. Hy sê, okay, kom ons los hierdie ou. En sy help hom. En wat doen hierdie vrou? Sy verhoed 'n bloedbad en sy red haar gesin. Een wyse vrou red haar gesin. Hier sit dalk vroue vanoggend hierso. Daar's dalk vroue wat luister vanoggend, wat al soveel dinge in jou gesin gedoen het en moes doen het, wat jou gesin gered het. Wat jou man gered het, jou gebed het dalk al jou man gered. Jou gebed het dalk jou kind gered. Jy as vrou het dalk 'n gesin gered deur jou gebed en die feit dat jy nooit opgehou het nie. Jou geloof het jou gesin dalk gered, het dalk jou familie gered. Hier sit vanoggend vrouens, en mans weet dalk nie, waardeur is sy vrou al. Dat jy vanoggend hier kan sit, man. Dat jou man nog staande is, omdat jou vrou daar was, en sy het nie gekom om vir jou, en dat jy haar op 'n klop op die skouer sê, en sê, dankie vrou, well done, kyk hier is ek. Daar's vrouens wat agter die gordyn soveel doen vir hulle gesinne, en ons erken dit nie.
want hulle is nie daar om die fame te vat daarvoor nie. Nou wat was Jesus se houding teenoor vrouens? Nou ek dink daar was 'n paar disippels wat bietjie suur was oor die volgende. Die een, hy gaan praat met 'n Samaritaanse vrou. Is teen die wet. Jy praat nie met 'n Samaritaan as jy 'n Jood was nie. Hy gaan praat met 'n Samaritaanse vrou. Hy gaan en hy gaan vat vir Maria, hy leer vir Maria soos wat hy sy disippels leer. Hy hanteer haar soos 'n disipel, soos 'n man. Dit was nie daai dae toegelaat nie, julle. Toe Jesus opstaan uit die dood, aan wie verskyn hy eerste? Aan die vroue. Kan julle imagine? Ek dink daai klomp disippels se wange was 3 bar gepomp, man. Die vrouens. Hoekom aan die vrouens? En wat doen Jesus? Tydens die tyd nadat hy opgestaan het, gaan hy en hy sê ook aan die vrouens, hy sê vir hulle, gaan sê wat het julle gesien. Hy vertrou hulle om die opstand boodskap te gaan verkondig. Vroue, verstaan julle hoe belangrik is 'n vrou? En wat doen die wêreld? Minag vrouens. So ek wil op hierdie Vrouedag vir julle sê, vrouens, julle is valuable. Jesus het dit begin. Wie is ons as die wêreld om nie 'n vrou te ag wat God 'n vrou ag nie? Nou daar's 'n paar wêreldse vrouens wat 'n paar goedjies gedoen het. En ek gaan nie baie uitbrei oor dit. Die Moeder Teresa, julle ken vir daai so klein tannetjie, nie baie mooi nie, maar so klein tannetjie. Sy het omtrent die wêreld verander, man. Die goed wat Moeder Teresa gedoen het. Sy sê die volgende, sy sê, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Dink gou bietjie as jy so dink. Ek kan nie 'n klomp groot goed vir 'n klomp mense doen nie, maar as ek 'n klein dingetjie doen en dit kom uit die liefde van my hart, is die impak soveel groter. Haar sukses en haar nalatiging was altyd die liefde van Moeder Maria. Sy was 'n fenominale Teresa, nou sê ek Moeder Maria, Teresa. Corrie de Bloem. Nou dit was 'n vrou in die Tweede Wêreldoorlog en julle moet tog gaan Google dit en gaan lees haar storie. Hierdie vrou het duisende mense gered, rondgeskuif, gehelp in die Tweede Wêreldoorlog. En na die oorlog, en hier's die groot ding, die amazing ding van haar. Weet julle wat doen sy na die oorlog? Na die oorlog gaan sy na groepe mense toe en sy verkondig, ons moet vryspreek. Nou se tyd, jy kan nie met hierdie haat saamleef nie. En sy gaan en sy sê, ons moet vergewe en vryspreek, beide kante toe. Sy gaan verkondig net wat is die krag in vryspraak? Sy word erken as die vrou van vergifnis. Sy gaan en sy gaan sit vergifnis bo bitterheid. Wanneer sy weet van mense wat bitter is, gaan sy gaan kuier en sy gaan verander daai bitternis in vergifnis. Dan iemand wat julle sal ken, Susanna Wesley. Sy maak 19 kinders groot. Die Here alleen weet hoe sy dit gedoen. My ma het 3 seuns geraak en sy het op 80 gelyk as gevolg van 3 seuns. Ek was natuurlik die skaam en teruggetrokke een, die rustige een. Ek verstaan nie die lag nou nie, maar glad nie vir my sin nie. Sy maak 19 kinders groot. En weet julle, daar's 2 wat veral uitstaan en julle gaan hulle ken. John Wesley en Charles Wesley. Charles Wesley se musiek en wat hy skryf en alles. En haar bediening is haar kinders. Haar bediening is by haar huis. Sy sê my huis kom eerste, my kinders kom eerste. En die impak wat sy in hulle maak, wat sy in hulle belê, vat hulle uit. En hulle gaan maak 'n impak. Sy het 19 disippels gehad. Hier sit vrouens wat soveel in hulle kinders insit. Hier's vrouens hier wat geestelike kinders het, wat in hulle geestelike kinders insit. Erken ons dit? Want weet jy wat, ons mans hardloop so teen 'n vinnige pas, dat ons los hierdie goed vir ons vrou. Ons vertrou maar net, sy sal dit uitsorteer. Sy sal dit uitsorteer.
Florence Nightingale, julle weet, verpleeg, as iets gelyk het na bloed, het sy dit gepatch. As jy iets rooi verf, gaan daar 'n pleister opkom. Die vrou het rondgehardloop, genesing. Sy het actually die hele industrie van verpleegkunde het sy geherdesign oor hoe sy gewerk het. Fenominale storie, gaan lees haar storie. En dan wil ek dit nou so 'n bietjie nader bring. Graça Machel. Nou, sy was die eerste vrou wat 2 first ladies gedien het. Eers in Mosambiek en toe in Suid-Afrika. Fenominale vrou. En sy was hierdie vrou, sy het geveg. Kyk, laat ek vir julle een ding sê, julle het nog nie van besig gehoor nie. Gaan lees haar storie. Sy het byvoorbeeld geveg vir vrouens in die onderwys, vroueregte, en dan 'n groot ding wat sy voor geveg het, is die welstand van kinders. As jy daai vrou nou wil op haar agtervoete hê, moes jy teen kinders gewees het. Local Suid-Afrika. Suid-Afrika het sy gaan spreek en gaan help met kinders. En dan ons eie bekende Thuli Modonsela. Ek dink julle almal ken die storie, sy was die openbare beskermer van 2009 tot 2016. Sy het Suid-Afrika as 'n vrou verander wanneer dit kom by reg. Daai vroumense het goed reg gekry wat geen persoon ooit kon reg gekry het nie. Geregtigheid, goeie regering. Sy het die regering geref vir regverdigheid. Ekskuus nou vir die Engelse woord. Menswaardigheid, die beskerming van die publiek se regte. Sy is die een wat gesê het, maar dis die reël, jammer, ek buig nie. Die politiek kon dan nie buig nie. Kon dan nie in 'n verkeerde rigting druk nie. Sy het gestaan by wat reg is. Sy het bekend geraak vir haar integriteit, haar moed en haar strewe na geregtigheid. Sy was most probably een van die mees geregtvolle mense wat Suid-Afrika in 'n baie lang tyd gesien het. Sy is nog steeds by die universiteit, ek dink in Kaapstad, wat sy nog steeds sy doen regte daar, so sy leer nog steeds oor regte. Nou wil ek bietjie teruggaan na jou identiteit in Christus as vrou. En ek wil begin by die helper. Wat beteken 'n helper? 'n Helper is iemand wat jou bystaan, wat by jou is, wat help. Ek moet goedjies skuif, help. Ek moet 'n besluit neem, help. Dis 'n helper. Maar wat is 'n ondersteuner? Want in Christus is jy 'n ondersteuner as vrou. Dit beteken dat soms maak jou man dalk nie die regte besluit nie, of 'n kollega maak nie 'n regte besluit nie, maar jy ondersteun hulle in die pad van die besluitneming. En soms gaan jy tog sê, hoor hierso, ek sal jou ondersteun in hierdie, ek stem dalk nie saam nie, maar ek gaan jou ondersteun. Hier's 'n ding wat jy aanpak, ek gaan jou ondersteun. Een van wat hulp bring. As ek vra vir Gwen, kom help my om gou-gou hierdie reg te maak, dan het ek haar gevra, maar as sy na my toe kom en sy sê, hoor hierso, ek wil graag jou help met hierdie ding wat jy aanpak. Dit is hulp bring. Dit is aanbied. Nou 'n vrou bring dit. Dan een van bystand in nood. Ek dink kinders kan baie harder getuig van dit is, hulle gaan eers na ma toe. Hoor hierso, ek het nou moeilikheid, eers na ma toe. Gaan by ma hoor, want pa gaan vir my eers die feite vra, ek het nie nou tyd vir die feite nie, ek het nou net tyd vir iemand om te luister. Pa gaan in elk geval my chunk trap, so laat ek eers na ma toe gaan, laat ma kan pa bietjie sag maak. Sy's daar in die nood en hy word dalk verhoed van, ek weet nie, baie warm, sitplek. Hulle is altyd daar in die nood. En weet julle wat het ek agtergekom? Situasie waarin ek en my vrou jare terug was met my jongste boetie, toe hy oorlede is, was sy die koel en kalm ene. Ons moet hierdie reël, ons moet aan hierdie ding, aan hierdie. My kop het my gelos. My vrou was daar in my tyd van nood, toe die familie tyd van nood het. En 'n vrou tree op as 'n redder en 'n bevryder in sekere situasies. My vrou was al gereeld my seun se redder. Weet nie of die ma's is wat ook nog daar kan getuig nie. Vrou is die geneigtheid om die bigger picture te sien as ons mans. Ons sien net wat aangejaag is. Jy sien net by 'n kollega by die werk, net aangejaag. Al vertel jy dalk jou vrou, ag hierdie oud weet dit en dit by die werk. Hoorie maar wag so 'n bietjie. Verstaan jy hoekom het hy dit gedoen? Verstaan jy waar kom hy vandaan oor dit? En dan 'n vrou in Christus is 'n kragtige bondgenoot.
Wanneer jy en jou vrou so een is, het die vyand geen kans nie. Hy het 0 kans, van daai bondgenoot wat saam met jou is. Sy gaan hom ook saais maak, in gebed. So in Christus het 'n vrou hierdie amazing karaktereienskappe. En weet julle wat? Ons mans gee nie eer daaraan nie. Die wêreld gee nie eer daaraan nie. Dan hierdie een, mans, is spesiaal vir julle. Die vrou agter baie suksesvolle mans. Nou, hoekom sê ek dit? Baie mans dink, hulle het gekom waar hulle kom, omdat hulle, I'm good. Kyk vir my. Ek is geleerd. Ek het 30, 40 jaar so ondervinding. Jy vertel vir my niks. Me, myself and I. Kan ek vir jou vanoggend dalk jou babbel vir jou bietjie bars? Jy is heel moontlik suksesvol as gevolg van jou vrou se gebed. Waar sy sien jy het aangejaag, geweet is dit die tyd om jou aan te vat. Sy het dalk gevoel sy wil jou so bietjie met die kop ook bykom, maar sy het vir jou gebid. Sy was daar en jou aangemoedig. My vrou het my die laaste week baie aangemoedig. Om half ver in die Kaap te werk is glad nie lekker nie. Is koud. Dinsdag nat gereën, ek was kwaad. My vrou het my aangemoedig, come on. You can do this. Jy's goed in wat jy doen. Jy gaan baie beteken daar. Jy gaan dinge uitsorteer. My vrou het my aangemoedig in hierdie week. 'n Vrou moedig 'n man aan en dit maak jou suksesvol. Jy wil net weer gaan. Sy praat die waarheid. Nou hier's nou waar die moeilikheid aankom. Sodra jou vrou vir jou bietjie die waarheid deel, dan maak jy nou jou kuite styf. Of jy wip jou en jy kry stilstype. Ewe skielik sit jou tong in jou verhemelte vas en jy het niks om te sê nie. Want jy weet as jy nou hierdie fight gaan piek, gaan jy tweede kom, want sy's reg. Ronnie lag. Ja man, dit het al gebeur. Jou vrou is daar om vir jou ook die realiteit van die waarheid mee te deel, sonder oordeel. Nog steeds jou keuse man. As jy aanjaag, moet jy daarby staan. Maar 'n vrou is daar want sy het vir jou die waarheid gedeel. Dis hoekom jy suksesvol is. Sy gee vir jou hoop. En hier veral vir besigheidsmanne. Dit gaan moeilik hierdie maand. Ek het lone om te betaal. Ek het goed om uit te sorteer. Daar's mense waar ek goed gekoop het. Ek moet my suppliers betaal. En sy gee vir jou, come on. Waar kan ek help? Hierdie ouens gaan betaal. Kom ek bid saam met jou dat die ouens wat jou geld skuld, dat hulle jou betaal. Vrouens gee hoop daar by die werk. Ja man, ek weet dit gaan moeilik met daai baas van jou. Man, maar come on, hou net aan, hou uit. Die Here sal hom verander. En jou sukses is as gevolg van jou vrou se geloof. Kan ek vir jou sê man, dis baie skraal en skaars dat 'n vrou nie in haar man glo nie. Daar moet ernstig fout wees vir die dag wanneer 'n vrou ophou glo in haar man. Dan moet jy vir jouself vra, waar stap ek as man 'n pad met God, dat my vrou haar geloof in my gestop het? En die geloof wat ek bedoel is die geloof dat ek sal kan voorsien, die geloof dat ek my kop sal ophou, die geloof dat ek die regte ding sal doen, die regte besluite. Waar stap ek as man vir my vrou om te sê, sjoe, ek glo nie meer my man doen die regte ding nie. Maar nou wil ek ook vir jou sê, hierdie is 'n muntstuk met twee kante. Dit gaan ook wederzijds. Ek moet ook geloof hê. Ek moet ook in my vrou se lewe inspreek. Ek moet ook my vrou aanmoedig. Ek moet eenheid in my vrou hê. Ek moet ook vir haar hoop gee. Wanneer dit moeilik gaan met my of waar ek is, moet ek my vrou kan hoop gee, want dit is waar die krag van die eenheid vandaan kom. Efesiërs 5 vers 21 sê die volgende: wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Dit beteken dat God sê dat ons moet bo alles, moet ons een staan. Ons moenie onder mekaar staan nie, maar ons moet langs mekaar staan. En daai onderwerp beteken aan die gesag van God. Onderwerp julle aan mekaar, maar daai gesag aan mekaar is aan die gesag van God. Hy het ons nie gemaak dat ons 'n slaaf van mekaar kan wees.
Hy het ons gemaak om 'n span te wees. 'n Paar eienskappe van 'n goddelike vrou. Nou ek wil vanoggend vir jou as vrou vra, 'n man, dink bietjie hoe amazing is hierdie, en dink bietjie wat van hierdie is op jou ook van toepassing as man. 'n Goddelike vrou leef naby aan God. Sy weet waar lê haar krag in gebed. Is naby aan God. Sy dien met liefde. 'n Vrou se liefde is wat wêrelde verander. Nasies verander. Sy praat met wysheid. Partykeer dink ek en jy as man, sy's net alweer daar om fout te vind. Jy kan vertrou in jou vrou se wysheid. Ek dink veral in die bediening is dit 'n baie waarde ding. Partykeer dink jy moet hierdie doen of daai doen, en dan sal jou vrou net vir jou die volgende sê, dan dink jy, ja, okay, nee, my vrou was reg. Luister na jou vrou se wysheid. 'n Vrou werk met ywer. Nou 'n vrou wat met ywer werk, sal jy sien, is 'n vrou wat nie net besig lyk nie, maar sy sit daar alles in vir die klein take as sowel as die groot take. Alles wat 'n vrou doen, 'n vrou van God, 'n vrou wat 'n goddelike vrou is, die kleinste dingetjie is van net so belangrik soos die grootste ding. Is jy 'n vrou van ywer? Sy bou haar huis. Daar's kos in die huis. By ons word die broccoli in 'n spesiale sak in die yskas weggesit. Sy kyk na die kinders. Sy maak seker die huis is op 'n standaard wat goed is. Sy kyk na 'n man. Sy bou 'n huis. Die kinders, lig die kinders op na 'n toets. Iets is nie lekker nie. Kinders wat werk, dinge gebeur by die werk wat nie lekker is nie. 'n Ma bou 'n huis op. Sy ondersteun ander. Weet jy dat 'n vrou nie noodwendig net altyd by haar huis die ondersteuning is nie? Weet jy hoeveel vrouens verander ander mense se lewens by waar hulle werk? Ons as mans het die geneigtheid om vinnig vir jou te kan sê, man, doen hierdie en hierdie en hierdie. Ons mag gou lysie. As een man by 'n ander man kla oor issues wat hy het, man, terwyl hy nog praat, het ek al aan my lys, ek het al klaar file oopgemaak, sommer 'n PowerPoint hier in my kop, en ek het al die kinders, hy dink nog hy praat, as hy een woord hakelang, gooi ek vinnig wat hy moet doen. Dis ons mans werk. Ons luister om antwoord te gee, nie luister om te verstaan nie. 'n Vrou luister om te verstaan en dan hulp te bied. 'n Vrou van God, 'n goddelike vrou, leef met integriteit. Met ander woorde, sy doen die regte ding wanneer niemand kyk nie. Dis integriteit. Haar woord is haar woord, haar ja is haar ja en haar nee is haar nee. Sy vertrou God in moeilike tye. 'n Goddelike vrou verstaan wanneer dit moeilik gaan met haarself, wanneer dit moeilik gaan met haar man, wanneer die kinders uitdagings het, wanneer die huis nie hardloop soos wat dit altyd gewoond is om te hardloop nie. Wanneer daar uitdagings is, weet sy nog steeds dat God daar is. Nou Spreuke 31, as jy gaan lees vers 30. Dit gaan nie om die mooi en hoe 'n vrou lyk te beskryf nie. Dit gaan nie oor haar besittings nie. Dit gaan oor die volgende. Bevalligheid is bedrieglikheid en skoonheid is nietig. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee eer aan die vrou wat haar alles vir God gee. En nou kom ek terug na daai amazing woordjie, 'n eservrou. En ek het net so een versie wat ek 'n eservrou wil beskryf. Dis 'n vrou wat goddelike krag bring waar dit nodig is. Ek wil vra dat julle vir my so saggies net musiek sal opsit. Nou ek wil vanoggend vir jou as vrou, wil ek vir jou sê vrou, Eser. En ek wil vra dat die vrouens net vir ons vir 'n oomblik sal opstaan. Manne, sit julle net so vir ons. Ek wil net vra dat elke vrou sal opstaan. Elke vrou staan net vir 'n oomblik op. En ek wil die volgende oor jou spreek as vrou. Mag jy 'n vrou wees wat jou gesin verander en bou. Mag jy 'n vrou wees wat 'n verskil maak
in jou familie. Mag jy 'n vrou wees wat 'n fondament is waarop jou man kan bou. Mag jy die bron wees van liefde, mag jy die bron wees van vrede, mag jy die bron wees van genade, mag jy die bron wees van hoop. Mag jy die bron wees by jou werk, by jou huis en by jou kerk. En bo alles wil ek aan jou en oor jou bid dat jy 'n nalatenskap van 'n goddelike vrou sal wees. Ek wil vra dat die vrouens net vir 'n oomblik hulle hande sal lig. Here, ek kom vanoggend en ek wil hierdie vrou aan U opdra. Elke vrou wat hier staan, elke vrou wat luister in hierdie oggend. Here, mag U guns, U seën, U genade, U liefde, U vooruitgang en U krag hulle deel wees, Here. Here, mag hierdie vrouens opgelig word, Vader, om U werk te doen op hierdie aarde, Here. Here, ons kom vanoggend en ek wil U loof, ek wil U prys vir hierdie Ezer vrou wat U aan ons gegee het, Here. Mag U deur hulle uitgebeeld word elke dag van hulle lewe. Aan U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen.